Hartlik goeiemôre, julle broer en suster hier in die huis van die Here. Dit is nou vanmôre 'n voorreg om so saam te wees vir 'n lekker koue wintersoggend en 'n voorreg om so saam in gemeenskap met mekaar te kan verkeer. Welkom ook almal daarso op Tweespruit vanmôre, ons gemeente mekaar is daar in Tweespruit wat na die uitsending direk kyk en dan ook almal wat inskakel van heide en verre. Ek het al mense gehoor op 'n paar plekke in die land van Lepolala af tot in Robinson. Dankie vir almal wat inskakel en dan ook die mense op YouTube. Jy kan maar net Makarios intik en dan kan jy die boodskappe ook daar vind. Baie dankie. Kom ons sit net so dan, met ons saam, vra die Here se seën ook op vanmôre se erediens. Ons wonderlike God en Hemelvader, dis 'n voorreg om ook vanmôre in die naam van u seun, ons Here Jesus Christus, ook hierdie erediens te kan begin. Dankie vir elkeen wat vanmôre opgekom het om vanmôre hier saam met ons in u teenwoordigheid te wees. Dankie vir elkeen wat vanmôre ook in opregtheid op verskeie plekke in die land by hulle gemeentes bymekaar gekom het om u aangesig te soek en u te verhoog en u te verheerlik. Ons is dankbaar, Here, vir 'n nuwe lewensdag. Dankbaar dat ons die tyd kan uitkoop om vanmôre hier te mag wees in u heilige teenwoordigheid. Ons wil bid, Here Jesus, dat u sal kom in ons harte, ontvanklik sal maak vir u woord en dat dit deur die Heilige Gees van God vanmôre opnuut sal kom en ons verstand sal open, ons oë om te kan sien, ore om te hoor. Ag Here, ons is afhanklik van u. Ons is nie hier om te gesien te word deur mense nie. Ons is vanmôre hier net om u te verheerlik. Met 'n verwagting in ons harte om meer van u te leer en naby u te mag kom. Kom maak dit nou stil, Here, en kom breek u woord aan ons oop. Ons vra dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Nou, ons lees vanmôre in die boek van Handelinge. Handelinge gaan ons 'n bietjie kyk na Paulus se lewe. Ons tema vanmôre is 'n lewe vir God en dan kyk ons veral 'n bietjie na Paulus se lewe nadat hy tot bekering gekom het. Nou Handelinge 26 vanaf vers 1. Hier is so baie geskryf rondom Paulus in Handelinge alreeds, behalwe sy briewe, dat dit ongelooflik is om dit te lees. Ek wil tog dit lees, dit is nou 'n lang gedeelte, maar ek sê altyd 'n mens kan nooit te veel van die woord van God aan 'n mens voorhou nie. Want so baie keer net deur die lees van die woord van God kom breek hy dinge in 'n mens oop. Baie mense het al vir my gesê, Dominee, jou boodskap is wonderlik, ons het baie dinge geleer, maar toe jy die Bybel lees, was daar gedeeltes in daai gedeelte wat vir my antwoorde gegee het, wat tot my gespreek het. En dit was wonderbaarlik, want dis wat die woord van God doen. En Agrippa sê vir Paulus, dit is jou gegun om vir jouself te spreek. Toe steek Paulus sy hand uit en verdedig homself. Ek ag my gelukkig, koning Agrippa, dat ek my voor u vandag gaan verdedig in verband met alles waarvan ek deur die Jode beskuldig word. Veral omdat u bekend is met al die sedes en vraagstukke onder die Jode. Daarom versoek ek u om my geduldig aan te hoor. My lewe dan van my jeug af, wat van die begin af deurgebring is onder my nasie in Jerusalem, ken al die Jode, omdat hulle my van die tyd af geken het, as hulle dit wil betuig, dat ek volgens die strengste party van ons godsdiens as fariseer geleef het. En nou staan ek tereg op die hoop, op die belofte wat aan die vaders deur God gedoen is, waartoe ons 12 stamme wat God aanhoudend dag en nag dien, hoop om te kom. Oor hierdie hoop, koning Agrippa, word ek deur die Jode beskuldig. Wat? Word dit by u as ongelooflik beskou dat God die dode opwek? Wat my betref, ek het gemeen dat ek baie vyandige dinge teen die naam van Jesus die Nasareëner moes doen. Dit het ek ook in Jerusalem gedoen. En ek het baie van die heiliges in gevangenisse opgesluit nadat ek van die owerpriesters volmag verkry het. En so dikwels as hulle omgebring is, het ek my toestemming gegee.
En in al die sinagoges het ek hulle dikwels bestraf en gedwing om te laster. En ek het uitermate teen hulle gewoed en hulle vervolg, selfs tot in die buitelandse stede. Toe ek dan daarvoor na Damaskus op reis was, met volmag en opdrag van die owerpriesters, het ek, die koning, in die middel van die dag op die pad 'n lig uit die hemel gesien, sterker as die glans van die son, wat my en my reisgenote omstraal het. En toe ons almal op die grond val, hoor ek 'n stem met my spreek, en 'n Hebreëse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar rig jou op en staan op jou voete, want hiertoe het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot 'n dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn. Terwyl ek jou verlos uit die volk en die heidene, na wie ek jou nou stuur. Om hulle oë te open, dat hulle van die duisternis tot die lig kan bekeer, en van die mag van die Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sonde en 'n erfdeel onder die heiliges kan ontvang. Daarom, koning Agrippa, was ek aan die hemelse gesig nie ongehoorsaam nie, maar ek het eers aan die mense in Damaskus en in Jerusalem en die hele land van Judea en aan die heidene verkondig, dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God bekeer deur die werke te doen wat by die bekering pas. Om hierdie rede het die Jode my in die tempel gevang en my probeer ombring. Maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot. Ek spreek niks buiten wat die profeet en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie. Dat Christus moes ly en die eerste wees in die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Maar terwyl hy hom so verdedig, sê Festus met 'n groot stem, jy is kranksinnig, Paulus. Die groot geleerdheid bring jou tot kranksinnigheid. Maar hy sê, ek is nie kranksinnig nie, hoogedele Festus. Maar ek spreek woorde van waarheid en gesonde verstand. Want die koning, met wie ek ook vrymoediglik spreek, weet van hierdie dinge, want ek glo nie, dat aan hom iets van hierdie dinge onbekend is nie, want dit het nie in 'n hoek gebeur nie. Glo u die profete, koning Agrippa? Ek weet, dat u glo. En Agrippa sê vir Paulus, jy beweeg my byna, om 'n Christen te word, tot sover die woord van die Here. Maar kom ons lees hy laaste stukkie net om klaar te maak. En Paulus sê, sowel God verbid, dat sowel byna as heeltemal nie alleen u nie, maar ook almal wat my vandag aanhoor, so mag word soos ek is buite hierdie boeye. En nadat Paulus dit gesê het, staan die koning op en die gouverneur en Bernice en die wat saam met hulle gesit het. En toe hulle weggaan, praat hulle met mekaar en sê, hierdie man doen niks wat die dood of die boeye verdien nie. En Agrippa sê vir Festus, hierdie man kan losgelaat gewees het, as hy hom nie op die keiser beroep het nie. Tot sover die woord van die Here. Ag vriende, vers 22 van hierdie geleesde gedeelte sê, maar omdat ek hulp van God verkry het, sê Paulus, staan ek tot vandag toe en ek getuig aan klein en groot. Ek spreek niks buiten wat die profete ook Moses gesê het, dat sou gebeur. Ons sien 'n lewe, Paulus wat hier kom, en hy kom getuig van 'n lewe vir God, 'n lewe wat hy toegewy het aan die Here. Paulus wat volgens die Fariseërsorde, 'n skrifgeleerde van sy klein af, wat die skrifte geleerd en onderlê is in die skrif, wat die woord, die Bybel geken het,
die letter, maar nooit waarlik by die God van daai letter uitgekom het nie. Dit was vir hom onbekend. Dit is van hom weerhou. Hy was blind om die waarheid te sien. En as 'n mens hierdie dinge lees, want Paulus volgens my, as mens na die skrif kyk, seker een van die grootste godsmanne in die Bybel wat God gebruik het. Maar as mense kyk na sy verskriklike agtergrond, hoe hy die Christendom vervolg het, hoe hy die mense wat die Here Jesus Christus aangeneem het, gevange geneem het, en hoe hy selfs hulle dood goedgekeur het. Maar God het met hierdie man 'n plan gehad, te midde van sy verskriklike omstandighede. Dit wys my net weer eens hoe groot en hoe wonderbaarlik die vergifnis van God is. Want as dit mens eintlik dit moet sê, dat God weer opnuut, Paulus was eintlik 'n Christen moordenaar. En dit goedgekeur. Maar God se vergifnis, Jesus Christus se vergifnis is so groot, dat daar geen sonde is, wat nie deur hom kan vergewe word. Dit vind ek wat ons so in die begin sê vir inleiding. Ons word so baie keer as weergebore kinders deur die Satan getreiter, deur dinge wat ons verkeerd doen en sê, en dan gaan ons na die Here toe en ons vra vergifnis, maar ons is gebuk en ons word deur hierdie goed getreiter en die Satan steel ons vrede en ons geluk en ons lewe baie keer in ellende, omdat ek myself nie kan vergewe nie, want ek kan nie verstaan dat God ooit hierdie verskriklike ding wat ek gedoen en gesê het, kan vergewe. Wat kom die skrif hier vir ons sê? Die skrif vir ons sê, daar's niks te groot en klein. Selfs die moordenaar aan die kruis sê, vandag sal jy saam met my in die koninkryk wees. Daar's geen sonde te groot of klein. En as 'n mens waaragtig waar in bewustheid daarvan kom, oortuiging van die Heilige Gees, en daar's droefheid in jou hart, en jy bely het voor God, en jy roep sy seun se kosbare bloed, want die Bybel sê, vergifnis vind plaas alleen deur die kosbare bloed van Jesus. Dan vergewe hy onvoorwaardelik, so ver soos die ooste en die weste lees ons. Hy werp dit in die diepste see, hy dink nooit weer daaraan. Moenie dat die wêreld en mense u gevange hou met dinge van u verlede, ook in die Here wat verkeerd gedoen het, as jy dit na Jesus toe gevat nie. Hy spreek jou vry. En as Jesus jou vry spreek, dan is jy vry vriend. Dan moet jy in daai vryheid lewe. En hier sien ons hierdie man, wat baie godsdienstig was. Seker van die godsdienstigste groepe in Jerusalem, die Fariseërs. Die mees geleerdste, die mees onderlê in die skrifte wat tot hulle beskikking was. Maar hulle het nie God van daai skrif geken nie. En hy moes hom daar op die pad van Damaskus aan homself, aan Paulus openbaar, en toe vir hom vra, wie is hy? Toe sê ek is Jesus Christus wat jy vervolg. En hoe hy daar in die huis toe moes gaan, en daar, 'n paar dae later, as jy nou daar gaan lees, in hoofstuk 9, toe die vir hom gebid is, en die skille van sy oog afgeval, hy waarlik tot oortuiging gekom wie Jesus Christus waarlik is, onbekeer tot God. En jy weet, wat my wonderlik is daar in vers 9, 18 en 19 van hoofstuk 9, is nadat hy waarlik onbekeer het tot Jesus Christus, die skille van sy oog geval het, toe staan hy hom maar op, en dadelik, nie oor 'n week of oor 'n maand of 'n paar dae later nie, dadelik, toe God sy siel uit genade red, toe staan Paulus dadelik daarop en hy gaan na die tempel toe en hy gaan verkondig Jesus Christus. Daai Jesus wat hy vervolg het, daai Jesus wat hy mense doodgemaak het, onmiddellik, nie gewag nie, ongelooflik, kan jy nog onthou die dag toe die Here Jesus u siel uit genade gered. Toe jy so opgewonde was, dat Jesus jou vrygekoop het, jy kon nie wag om vir iemand te vertel nie. Ek kon nie wag toe die Here my siel daai oggend red daar, dat my ma moes by die huis kom, dat ek net vir haar kon vertel, mamma, ek het my hart vir die Here gegee. Kon nie stil bly nie. Ek kon nie wag om iemand te vertel nie. Want dit is wat die Heilige Gees in jou doen. Dis een van die grootste tekens van wedergeboorte in 'n mens se lewe, dat jy nie kan, maak nie saak wat jou persoonlikheid, of jy nou 'n introvert, extrovert, of wat jy kan, baie keer wat ons as mense agterweg kruip nie. Die Gees dring jou, dat jy nie kan stil bly nie, om vir iemand te vertel, wat die Here vir jou gedoen het nie. En toe begin Paulus se pad.
met die Here. Jy sien, hy het wel die skrif geken. En ons lê in die woord. Maar hy was nog geestelik onvolwasse. Hy moes nog toelaat dat die Heilige Gees hom lei en hierdie woorde 'n realiteit van maak. Hierdie woorde van kosbaar maak. Hierdie woorde van wat hy tot sy beskikking gehad het, aan sy hart oop te breek, sodat dit waarlik vir hom iets kon beteken, dat hy dit kon oordra aan die Jode eerstens en toe die Here het hom uitgestuur na die heidene. Hy moes hierdie pad, hierdie lewe vir God begin lewe, en dit begin dat hy begin ingrawe eerstens, so wat u en ek ook die verantwoordelikheid het, my liewe broer en suster. Hierdie gedeelte praat met u en my. In 2 Timoteus 3 vers 4 sê, maar bly jy in wat jy geleer het, en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, skryf hy, en dat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou wys kan maak tot die saligheid deur die geloof in Christus, skryf hy vir Timoteus, jong dominee, bly by die woord. Hy het gesien, hy moes nie afwyk en 'n ander boodskap en 'n ander Bybel gaan kry toe hy God homself deur sy seun openbaar nie. Hy moes gaan na die skrif en die profete wat hy geken het. En hy moes moes hy aan die woord getrou bly en hy moes daardie woord gaan verkondig omdat hy nou geweet het van wie dit kom. Dit kom van Jesus. Dit gaan oor Jesus. Dit gaan oor Jesus die Messias wat gekom het, homself openbaar het deur die kruiswerk. En dit moes hy leer. Later verkondig en leer dit ook vir Timoteus. Dit is die beste plek om te bly, liewe kind van die Here, is om te bly by die woord. As jy oor Jesus wil praat, as jy oor mense na Jesus toe wil lei, bly by die woord. Moenie menslike geskrifte nader trek en hoor wat mense sê nie, en hulle na mense toe vat nie, vat hulle na die woord van God toe. Want die woord van God is die krag van God, is die waarheid. Paulus het homself ingegrawe in die woord, en hy het nie van die woord van God afgewyk nie, en in die wêreld ingegaan, en hy het ongelooflike dinge van God bereik, en so wil God ook vir u en vir my, as kind van God gebruik. Gaan ons grawe ons in die woord, en nou veral Timoteus, leer ons hoe hy vir Timoteus onderlê het, of vir Timoteus geleer het, en hom toegerus het, om daar in sy gemeente die Here te dien. As jy nou Timoteus 1 gaan lees, wonderlike boek Timoteus kan maar regtig gaan lees. Timoteus 1 gaan baie oor, leer ons hoe die kerk moet lewe, hoe 'n gemeente moet optree. En dan Timoteus 2 gaan bietjie meer oor, leer ons hoe ons in die wêreld moet lewe. As kinders van God, ons kan nie net die hele tyd hier binne saam, al wil 'n ou graag, op toe voel baie keer, ag, kan ons nie maar net Sondag in die kerk bly nie, want hier is dit baie lekker, is aangenaam, ons ervaar die liefde van die Here, en ons is net weg van al die moeilikheid en die drama af. Maar ongelukkig moet ons nou maar teruggaan na die wêreld daar buite, né? Waar ons lewe, waar ons bly. Timoteus 2 gee ons baie inligting hoe ons moet leef in die wêreld. Voorskrifte van hoe ons onsself moet gedra en hoe ons by Christendom moet uitlewe daar in die wêreld daar buite. So 'n wonderlike boek, Timoteus 1 en 2. Eerstens hoe die kerk moet optree, en tweedens hoofstuk 2 hoe ek in die wêreld moet lewe. Maar hy bly preek en hy bly leer, as jy nou hoofstuk Timoteus 2 hoofstuk 2 vers 2. En wat jy van my gehoor het onder baie getuies, vertrou dit toe aan getroue manne wat bekwaam sal wees om ook ander te leer. Ly verdrukking soos goeie kruismanne van Jesus Christus. So 'n stukkie om te sê, weet jy wat? Gaan voort. Rus mense om jou toe, jou vrou, jou kinders, jou medegelowiges. Ons is veronderstel om mekaar toe te rus met die woord. As predikante ook mekaar toe te rus met die woord, te bekragtig met die woord. Maar vriende, dit is nie goed genoeg om net kerk toe te kom en elke keer na die dominee te luister. En nou is jy net afhanklik van die dominee om nou iets te kry en dan groei jy 'n bietjie nie. Vriende, dis goed om iemand 'n stukkie vis te gee om te leer op Sondag, maar weet jy wat God wil hê? Dat jy as gemeentelid, as kind van God, ons het die gesegde gehad, help jy gee altyd vir iemand net vis nie. Leer hom om vis te vang. En dis wat hier staan. Ons moet leer om ons eie woord te ontgin. Ons moet leer om self in 'n verhouding met God te staan. Ek kan nie net Sondag hiernatoe kom en dan staan ek nou Sondag hier saam met dominee. Nou het ek 'n verhouding met God nie. My verhouding moet na my huis toe gaan, na my werksplek toe. Waar ek ook al beweeg, moet ek 'n verhouding met die Here hê. Moet ek daaraan werk. Dis nie die predikant se verantwoordelikheid om jou verhouding met God te werk nie. Dis jou verantwoordelikheid.
om voor God te staan. Dis jou verantwoordelikheid om God meer te soek, om jou in te grawe in die woord, om die woord te leer en daardeur bekragtig te word, sodat jy dit kan gebruik soos 'n goeie kruisman van Christus, diensbaar kan wees vir God. En ook te weet, hy sê, hoekom noem hy dit? Hy gaan na lyfverdrukking soos 'n goeie kruisman. Paulus wys uit sy lewe uit. Dis nie 'n pad besaai met rose nie. Dis 'n pad waar daar moeilikheid op is. Daar's 'n pad wat baie keer vervolging kom. Dis 'n pad wat baie keer mense teenkanting het omdat jy die Here Jesus Christus liefhet. Jy moet dit weet. Jy sien so baie keer kry ek kinders van die Here Jesus, hulle is so opgewonde, hulle is so op blydskap, die Here het hulle siele gered. Hulle kan nie daarvan ophou om vir die Here Jesus te getuig en vir mense vertel nie. En dan kom hulle by die eerste persoon, as hulle getuig, dan kry hulle 'n koue antwoord, maar ek stel nie belang om na jou te luister nie, of hulle kry so 'n bietjie 'n glas koue water nie. Onmiddellik is hulle ontmoedig. Want hoe kan iemand, ek is so opgewonde oor die Here, en nou gooi hierdie ou dit in my gesig terug, of hy wil nou nie eens luister daar nie. En dan verloor ons nou so 'n moed en dan hou ons opgetuig. Dink dit as 'n soldaat op 'n beklei, dan gaan hy die oorlog verloor. Ons moet die stryd. Ons moet aanhou, ons moet deurdruk. Dit kos dat ons sal aanhou om die woord van God te verhoog. Ekskuus tog. En ons kan dit net doen. Ek kan hierdie woord nie ophou vir u as ek nie self daarin tyd spandeer. Jy kan dit ook nie daar buitekant doen vir jou vrou of vir jou kinders of vir jou mense as jy nie self tyd daarmee spandeer nie. Anders het jy niks om vir hulle te bied nie. En Paulus het dit geweet. En dis hoekom hy geleef het vir God, deur die waarheid van die woord van God te spreek, dit te leer en dit te predik. En so verwag God dit van jou en my. Ten tweede, in Handelinge 14 vers 21, en nadat hulle aan daardie stad die evangelie verkondig en 'n aantal disippels gemaak het hulle teruggegaan na Lystra, Ikonium en Antiochia. En die siele van die disippels versterk en hulle vermaan om in die geloof te bly deur te sê, ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. En hulle het in elke gemeente vir hulle ouderlinge gekies en hulle na gebed en vas opgedra aan die Here in wie hulle geglo het. Hulle kom waarsku hulle dat hulle sal, waaroor hierdie gedeelte gaan, dat hulle in die geloof moet lewe. Jy sien, ons word gered, deur die geloof in Jesus Christus word ons gered. En in daai selfde geloof moet ons ook lewe. Ons moet nou nie 'n ander geloof en 'n ander verwysingsraamwerk ontwikkel om die Here te dien ook nie. Dis daai selfde geloof wat my gelei het om die Here Jesus Christus as my persoonlike God en verlosser aan te neem. En daai selfde geloof wat die krag van God is tot my wedergeboorte. In daai selfde geloof moet ek lewe. Hoekom? Want hy wil ons waarsku teen wêreldse gelowe en wêreldse gesindhede. Vriende, daar's baie tipe gelowe daar buite. Maar daar's net een geloof wat red. En dis die geloof in die Here Jesus Christus. Ons lewe in 'n dag en tyd, liewe vriende, wat baie verskillende gelowe en godsdienste aan jou en my voorgehou word. In die land van Suid-Afrika is daar deesdae ongelooflike baie sogenaamde godsdienstige kerke wat op die been kom en die taal wat hulle verkondig, ons moet hande vat met almal en alles wat ons aanbid eintlik dieselfde God. En vriend, dit is nie waar nie, dit is 'n leuen. Want die Here Jesus sê, die God die Vader is nie daar as Jesus nie daar is. Jy kom alleen tot die Vader deur wie? Deur Mohammed of wie ook al, of wat ek al geloof, nee. Alleen deur Jesus Christus. As jy vir my wil sê, met alle respek, ek en jy aanbid dieselfde God, maar jy erken nie vir Jesus Christus as die enigste God en verlosser nie, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is nie, en dat niemand na die Vader kom behalwe deur hom nie, dan aanbid ek en jy definitief nie dieselfde God. Al het jy 'n sogenaamde kerk met godsdienstige praktyke, jy aanbid nie dieselfde God nie. Moenie vir daardie leuen val nie. Dis die leuen van ons tyd. Want ons moet nou nie stry en beklei nie, ons moet hande vat, want ons moet die liefde deel. Ek sal die liefde deel, ja.
deur vir daai persoon te sê, bekeer jou, maar dieselfde God aanbid ek en jy verseker nie. En ons moet vir hierdie waarheid staan. En in die geloof in my God en verlosser, want vriende, hulle gaan ons wegstoot. Hoor mooi, in 1 Timoteus 1:18, hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profesie wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy deur goeie stryd kan stry en aan die geloof en die goeie gewete kan vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloofskibreek gelei. Hierdie waarheid, die woord in Jesus Christus wil mense wegstoot, hulle wil dit nie hoor nie, hulle wil vir hulle ander verlossers, hulle wil vir hulle ander maniere kry om by God uit te kom. Ander maniere om God te aanbid. En ek sê dit, vriende, daar is geen God, die Vader sonder Jesus die Seun nie. En daarom as jy Jesus Christus verhoog in jou godsdiens, sal jy teenkanting ontvang. Gaan jy by baie kerkgenote weggedruk word en sê, maar jy's te hier oor die kop geslaan met Jesus, het ek eendag iemand hoor sê. Maar vind ek, Jesus Christus en die kosbare bloed van die kruis is juist die krag van God. Dis nie daardie bloed wat ons gered word, dis nie daardie bloed wat ons sonde vergifnis ontvang, is daardie bloed wat God my regverdig verklaar. En hulle sal dit wegstoot. Hulle sal dit verklein. Ek het al gehoor in die land toe ek 'n jong kind was, het ek by sekere kerkgenootskap in daai jaar dat Jesus Christus verhoog, en ons het ook gepreek oor die bloed van die kosbare Here Jesus Christus, en ander groot kerke, sisterskerke, het ons gespot en gesê, dat julle is die slaghuischristene. Julle is die slaghuischristene. Ja, weggestoot, omdat ons staan op die Here Jesus Christus. Hulle sal ons teenstaan. En 2 Timoteus 3:8 sê, Janus en Jambres het Moses teëgestaan, so staan ook hierdie mense die waarheid teë. Mense, hoor mooi, verdorwe in die verstand, onbetroubaar ten opstande van die geloof. Daardie geloof wat Jesus Christus alleen verkondig. So ek moet lewe, en dit was 'n getuienis van Paulus se lewe. Met al sy foute en sy tekortkominge, selfs sy lewe voor Christus, het God alleen weggeskuif, want toe hy in die waarheid van God en die geloof die Here Jesus aanneem as sy God en verlosser, het die woord van hom kragtadig tot openbaring gekom. Weet jy, een van die wonderlikste dinge is baie kere die voorreg gehad om saam mense te bid as hulle hulle harte vir die Here gee. En een van die wonderlikste dinge wat hulle kom en vir my sê, dan sê ek vir hulle gaan lees nou die Bybel, begin daar by Johannes. Johannes is 'n wonderlike boek om te lees. Veral dit kom en bevestig en bemoedig 'n kind van God, veral as jy nuutgebore is. En dan kom hierdie mense by jou, hierdie nuutgebore kinders van God, en sê, Jesus, doen, en ons het nou nooit hierdie goed raak gelees nie. Een van die grootste getuienisse van weergebore kinders van God het my kom, doen, ek lees die Bybel, maar ek het nooit dit verstaan nie, maar nou verstaan ek dit. Ek lees nou goed raak wat ek nooit raak gelees het. Wat hy kom en hy breek sy woord op, en hoekom? Omdat my geloof nou gesetel is, nie in ander dinge nie, maar my geloof is gesetel nou in Jesus Christus. En deur die krag van die Heilige Gees wat hierdie kosbare woord geskryf het. En daarom moet ons daarin staan. Paulus verstaan die woord en in sy geloof, sy onwrigbare geloof in die Here Jesus Christus. Soos ek nou gesê het. Hy het nie eens gewag vir 'n paar ure nie. Toe hy daar uitgaan, toe stap hy reguit, die skrif van sy oë afval, toe stap hy reguit van daar af, reguit na die tempel toe en hy gaan verkondig. Jesus Christus. Ongelooflik. Maar vriende, ons moet besef dat ons in hierdie genade moet lewe, want vriende, dit is net genade. Paulus het besef, Paulus was nooit 'n man wat vol was vir homself nie. Hy het nooit homself verhoog nie. Ek dink dis hoekom die Here vir hom 'n doring in die vlees ook gegee het, sodat hy homself moet verhoog nie. 'n Man wat altyd nederig gebly het, want hy het geweet. Hy was onverskrokke, laat ons nou maar eerlik met mekaar wees. Hy was uitgesproke. Hy het nie bang haar op sy kop gehad. Dis ek dan die mense wat hy mee gepraat en aangevat het. Weet ek nie, of ek met alles sprook as die Engels maar die guts sou gehad het. Onverskrokke vir die Here. Maar hy het geweet, hy lewe onder die genade. Handelinge 13 vers 43 sê, en toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode en die godsdienstige Jode genode Paulus en Barnabas gevolg.
Die het hulle toegespreek. En hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly. Want jy sien, vir ons word deur genade alleen in Jesus Christus gered, nie deur werke nie, sê die Bybel. Dit is 'n gawe van God, sê die Bybel. Maar is 'n genade van God, Romeine 6 vers 23. Dis die ewige lewe. Dis nie werke nie. Dis nie my goeie opvoeding nie. Dis alleen die genade van God, omdat ek my geloof in God, Jesus Christus, plaas as my verlosser, wat my red. En ons moet weet, dis net genade alleen, dat ek vanmôre hier kan sit, dat ek hier kan staan en die woord verkondig, dat hy my God en verlosser is. Want, sê hy, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Jesus Christus. Dis waarom ons lewe. Om elke dag te besef, dis 'n genade om kind van God te wees. Ek het niks om oor opgeblaase. Die Engelse woord is braggerig, wat is die Afrikaanse woord? Ek kry nou skielik nie Afrikaanse woord. Spoggerig te raak. Of soos 'n pou te pronk nie. Rond te loop en te sê, ek is nou beter as iemand anders te nie. Nee. Dis die genade van God wat my gered is. En daar is nog verlore siele daar buite. Dis 'n probleem baie kere. Mense vergeet dat hulle deur die genade van God gered is. En dan kyk mense daar buite wat nog sondaars is na ons, dan sê hulle, "Sjoe, ek wil nie so wees nie." Of hulle sê, "Ek is nie goed genoeg om 'n Christen te word nie, want ek is nie goed soos daai ou of daai vrou nie." En wat sê dit vir my? Dat daai man en vrou nie meer onder die genade lewe nie. Hulle besef nie, hulle lewe weerspieël nie meer die dankbaarheid om 'n kind van God te wees nie. Want vriende, dit is genade alleen. Dis alleen die krag van daai genade wat my tot dienswerk kan aanspoor. En dis die enigste weg tot die koninkryk van God, is deur daai genade wat beskikbaar is deur sy seun. En vriende, mag ons nooit leef onder iets anderste as die genade van God. Maar as jy onder die genade van God bly en leef, dan bly jy min. Maar wat sê die woord van God? Ek moet minder word, sodat Jesus kan meer word. Die probleem is ongelukkig ook in die Christendom, want ons het nie volmaak nie, ons maak ook maar droog. Want mense baie kere so vol raak van hulle self, en dan sê mense jou baie keer meer raak as wat hulle Jesus raak sien. Wie sien die mense raak as hulle na jou luister en na jou kyk? Sien hulle jou raak of sien hulle Jesus raak? Manne en vroue wat lewe onder die genade van God deur die geloof, sien God raak. Sien nie die mens raak nie. Maar 'n volgende uitvloeisel van Paulus wat waarlik God gedien het en wat ook 'n uitvloeisel is van hierdie geestelike pad wat u en ek moet stap om God te dien, gaan oor broederlike liefde. Sien, dit gaan nie, ek praat hier nie oor wêreldse mense daar buite, ek praat nie oor die naastes en die ongereddes. Ek praat vanmôre met jou en my as kinders van die Here, as weergebores. Want ek kan nie 'n ongeredde my broeder noem. Jy is my broer. Jy is my suster. Want ons is weergebore kinders van die Here Jesus. Nou sê hy, hier in Hebreërs 13 vers 1, die broederliefde moet bly. Dis iets wat 'n uitvloeisel van weergeboorte is 'n liefde onder weergebore kinders van God. Die Heilige Gees werk, dis iets, as jy dit nie toepas nie, dan weerstaan jy die Heilige Gees. Want hoor mooi, in 1 Tessalonisense 4:9, oor die broederliefde het julle nie nodig dat ons julle skryf nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. Deur God geleer, en wie leer ons nou deur die woord? Dis die Heilige Gees wat die waarheid van God se woord op ons harte kom afdruk. Wat ons leer en wat ons onderrig in die woord van God, hoe ons moet leef. En dis hierdie liefde wat onder ons moet wees as broeders en susters. Dit is 'n opdrag, Johannes 15 vers 12. Dit is my gebod. Dat julle mekaar moet lief hê net soos ek julle lief gehad het. Nie 'n liefde soos wat jy kies of 'n liefde soos wat jy dink nie, nee. 'n Liefde soos wat Jesus jou lief gehad het, jou eerste lief gehad het, en terwyl ek en jy nog sondaars was, bereid was om vir my en vir jou aan die kruis te sterwe, om ons vry te koop van die mag van sonde, sodat ons weergebore kan word, en kinders van God genoem kan word, op pad hemel toe, en op pad na sy heerlikheid. Dis daar die liefde. As jy nie met daai selfde oorgawe, met daai Jesus liefde mekaar lief het nie, dan is jy besig om 'n ander liefde te doen.
dan is dit nie Gods liefde. Dan is dit 'n aangeplakte liefde. 'n Liefde wat jy net het, miskien is dit 'n liefde wat jy iets dink jy kan iets kry daai. Maar goddelike liefde is 'n opdrag. En is hierdie goddelike liefde wat 'n opdrag is, wat sê 2 Korintiërs 5 vers 14, want die liefde van Christus dring ons. Dis daai liefde wat my begin beweeg. Dis daai liefde wat begin in beheer raak van my lewe. Om dit in Boer-Afrikaans uit te druk. Dis daai liefde vir my God. Dis daai liefde vir my verlosser wat my begin beweeg. Dit dring my om dinge te doen en dinge te sê vir hom. Om hom eerste te plaas. Om die dinge van die Here eerste te plaas, want sy liefde dring my met implikasie. As jy 'n kind van die Here Jesus, die dinge van die Here nie vir jou eerste is nie vir jou prioriteit is nie, dan moet jy gaan kyk na jou liefde. Daai liefde nie miskien bietjie vervlou nie. Daai liefde nie 'n bietjie weggeraak nie. Ons sal bietjie volgende Sondag daarna kyk. Die temas, ek het dit teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat. Dit gebeur met kinders van die Here. Want ek baie keer in die begin is ek so opgewonde, ek so vol van die Here, maar dan kom beproewing en stryd en dan vervlou ons en dan gaan lê ons nie langs die pad. God sê ek moet vol van sy liefde vol van. Dis hoekom hy sê bly by die woord, bly onder die genade, bly in die geloof, sodat jy kan sterk staan en die broederliefde kan bly. Wat doen met die mense kom uit te na. Selfs die binne die kerk, jong, doen nie. En dis hy sê in 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal menige sondes bedek. Vriende, die kerk, die gemeente van God is nie sondeloos volmaak. Ons is nie perfek nie. Ons gaan mekaar altyd 100% verstaan nie. Dan gaan misverstande kom. En as ons nie waak nie en ons toelaat dat daai misverstande tussen ons posvat en groei, dan raak dit sonde tussen ons, dan raak ons kwaad vir mekaar. En dan begin ons praat vir mekaar en later skinder ons vir mekaar. En later is daai liefde nie meer teenoor 'n ander broer of suster nie, want ja, ek wil nie soos daai ou in die gemeente wees nie. Of hierdie ou het my te nagekom. Sondag het hy iets gesê en ek is seker hy het dit gesê vir my. Jy het nie seker gemaak of hy oor jou gepraat het. En dan steel die Satan die eerste liefde onder mekaar. Nou sê hierdie woord, as ons in hierdie liefde bly, dan sal hierdie liefde ons help om mekaar, dat ons mekaar vergewe. Want vriende, ons gaan baie keer iets sê of baie keer iets doen wat mekaar bietjie verkeerd opvryf, misverstande veroorsaak. Maar in hy selfde wasem, dan kan ons mekaar vergewe. Mekaar vryspreek. Want om onvergewensgesindheid onder mekaar te lewe, is sonde. En sonde raak 'n skynsmuur sê die woord tussen my en my God. Ons kan dit nie in vandag en ook nie in die kerk en in die gemeente bekostig. Laat die broederliefde bly. Laat die broederliefde deur die Gees van God jou dring om te leef soos wat Jesus sou leef. Dat jy sal optree teenoor jou medebroer en suster soos wat Jesus waar kom. Hoe moet ek teenoor Herman optree? Ek moet teenoor hom optree soos wat Jesus teenoor hom sal opgetree. In liefde. Maar die laaste sien ons Paulus se pad wat hy stap met die Here deur sy geloof, sy woordverkondiging, dat hy onder die genade met hierdie liefde vir God, maar ook vir sy medemense, vir sy broeders. Want wat het hy in die begin gedoen? Hy het mense, sy broeders toegerus met die woord, met liefde toegerus. Kyk so Timoteus, hoeveel moeite het hy met hom gemaak om hom toe te rus vir sy dienswerk, liefde vir God en vir sy broeders en sy susters. En dit het hom absoluut gelei op die pad van toewyding. Want jy sien, vriend, dis een van die dinge wat kort kom in die dag en tyd in die Christendom en kerke. Mense word gered en gewederbaar, ons is dankbaar, ek is nou gered en as ek nou doodgaan, gaan ek hemel toe en nou is ek gelukkig daarmee. En verder gaan ons maar net in ons lewe dag vir dag, onbetrokke. Toewyding beteken, Handelinge 2 vers 42, en hulle het volhard, hoor mooi, die woordjie volharding, en hulle het volhard, dit beteken om aan te hou, deursettingsvermoë. Volharding praat van harde werk. Dit kom nie van self nie.
Dit gaan nie in jou skoot val nie. Dit vat tyd, dit vat effort, soos die Engelsman sê. Dit vat inspanning. Toewyding kom en hulle het volhard waarin in die leer van die apostels eerstens, en in die gemeenskap tweedens, en in die breking van broods derdens, en in die gebede. Dis waarin ons toewyding geken moet word. Dis waar die sukses van dit lê. Die leer 1 Timoteus 3 vers 6 ons het gelees, die hele skrif is deur God ingegee en is wat? Nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot die onderwysing in die geregtigheid. Dis wat ons moet leer. Vir myself moet ek dit leer. En ons moet dit vir mekaar leer. Want daarin bewerk ons en bevorder ons toewyding aan die Here en ons gesamentlike toewyding aan God se saak. Ook ons toewyding as gemeente. As ons dit hou by die leer van God se woord. Ons leer daaruit. Ons weerlê verkeerde dinge. Baie keer wat nie so aangenaam is nie, baie keer moet ons mekaar teregwys. Hou oor die vingerstuk. Ons moet mekaar onderwysing gee. In die gebede. Hebreërs 10 vers 25 sê, laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en des te meer julle die dag sien nader kom. Dit is toewyding. Die gemeenskap vra daaroor die onderlinge byeenkomste. Vriende, ons kan maar nou redeneer net soos wil. U weet daar's 168 uur as ek nou reg is. 168 uur in 'n week. 168 uur. En God sê in daai 168 uur kan jy werk, kan jy sport bedryf, kan jy lag en speel en jouself geniet, jy kan maak net wat jy wil. In 168 uur. In daai 168 uur. Jy het eintlik 165 uur. Hy kom vra 3 ure. 'n Bybelstudie of 'n biduur. En vanmôre 'n Sondag byeenkoms hier onder mekaar, miskien ander gemeentes wat in die aand ook by mekaar kom. Kom ons sê 3 ure. 3 ure uit 168 ure week. En vriende, kom ons wees eerlik, kom ons kyk na die week, kom ons kyk baie keer na die wêreld buite. Dat 3 ure vandag vir die meeste sogenaamde Christene te veel is om aan God te spandeer. Ons kan nie daarby verbykom nie. Dis hoekom mense, hulle wil nie hierdie teksvers hoor nie, en laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Hulle wil dit nie hoor nie. Ek het eendag op 'n kansel gestaan, toe ek 'n lospapier beskeer ek dit so op, ek dink mense ek skeer dit uit die Bybel. 168 uur, God sê, gee my net 3 ure. Net 3 ure, minimum van 3 ure. Meer is 'n pluspunt en wonderlik. Later as jy 3 ure aan God spandeer, dan kom jy agter, jy begin 'n uur spandeer in jou stilte tyd, en jy uur staan jy hier af om dit te doen. Dan begin jou tyd van jou dag kom, dat jy agterkom, hoe meer jy tyd aan God spandeer, hoe meer tyd gee jy vir al die ander dinge. Dis nogal waar. Maar hoe meer tyd jy aan ander dinge spandeer, hoe meer kom jy by niks uit nie. Ek kan nou die man se naam onthou nie. Maar dit sê, een van die groot godsmanne van die ou tyd, ek kan nou nie op sy naam kom nie, maar hy het van vroegoggend, die 5 uur 6 uur oggend, het hy gebid tot 12 uur die middag. Naamgewing, elke dag. En hy het van 12 uur af tot die sonsak meer gedoen gekry as al die ander gelowiges. Want omdat hy die regte tyd aan God spandeer het, het God op hom tyd gemaak om alle dinge gedoen te kry. So tyd aan God gaan nooit verlore nie. God gee vir jou dubbel en dwars terug. Hoor wat ek nou vanmôre vir u sê. Koop die tyd uit. En laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim nie. Maar hy sê ook die breking van die brood in 1 Korintiërs 11 vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Dis hoekom ons nagmaal hou. Dis hoekom ons die brood breek om ons te herinner aan die liggaam van ons Here Jesus. Dis hoekom ons uit die beker drink
Herinner ons aan sy bloed wat vir ons gevloei het. Want dit kom versterk ons eerstens in die geloof, as gemeentelede, as kinders van God. En tweedens, elke keer as ons dit gebruik, verkondig ons die boodskap van sy verlossing. Verkondig ons die kruis. En ons het nodig om dit soveel as moontlik te doen. Ek is dankbaar dat ons dit in die gemeente dikwels doen. 1 keer 'n maand, 2 keer 'n maand, tussen die twee Makarios gemeentes. Want het versterk ons geloof, dit herinner ons elke keer waar kom ek vandaan en waar die Here my kom uitdaag deur sy kosbare bloed. Die breking van die brode, toegewyd daaraan. Dit moet nie net 'n dooie ritueel word, wat ons maar net doen, omdat ons dit moet doen nie. Elke keer as ons aan die tafel sit, moet dit vir my spesiaal wees. Moet dit vir my kosbaar wees. Moet tot versterking van my geloof wees in die verkondiging van sy koninkryk. Maar dan sê daai gedeelte en hulle het besig gehou in die toewyding en die gebede. In 1 Tessalonisense 5:17 sê bid sonder ophou. Sê ou vir dominee, ek kan nie my toehoor deur die lewe loop, ek sal myself vas in 'n kas loop in 'n kar verongeluk. Jy hoef nie altyd met toehoor te bid nie, my vriend. Ek is baie lief vir motorfiets en ek het baie kere ry ek baie kilometers op my motorfiets. En weet jy wat een van my beste tye wat ek persoonlik spandeer het in gebed om met God te praat is wanneer ek daar op my motorfiets ry met my oë oop. 'n Tyd wat jou gedagtes afgesluit is van die wêreld, alles om my, en dit is my tyd wat ek die meeste spandeer het om met God te praat. Om met God te ontmoet. En elkeen van ons moet 'n plek kry waar jy met God kan ontmoet en waar jy met God kan stil raak en waar jy kan bid. En tyd met God kan spandeer. Daar in jou binnekamer. Miskien daar agter op jou trekker in die lande. Maar ons moet 'n plek soek waar ek kan bid. En as gemeente moet ons tyd maak om saam te bid. Om God te verheerlik in ons gebede, maar ook mekaar aan die Here op te dra te bid vir sy saak. Dis waar die sukses. Hy sê, julle het nie omdat julle nie bid nie. En as ons nog bid ons vir dinge wat nie nodig is. Ons moet die tyd uitkoop in ons toewyding om waarlik plek en tyd te maak om te bid. Vriende, ek wil vir u sê, dis seker een, naas die onderlinge byeenkomste vandag, is dis die een van die dinge wat die meeste agterweë bly in die Christendom vandag. En dis hoekom kerke en Christendomme en Christene in vandag se tyd kragteloos geword het, in die wêreld hulle plat gedruk het, en ons beteken niks vir die Here se saak nie, omdat daar nie meer die krag van gebed geken word. Ons waardeer nie met tyd te gebed nie. En hoe moet die krag van God deur ons werk en vir ons werk as ons nie daarvoor bid nie, as ons nie daarvoor vra nie? Bid sonder ophou. 'n Uitnodiging van God aan sy kinders. Enige tyd, enige plek, soveel soos jy wil. Kommunikasie met God deur die Seun Jesus Christus. Maar ons gebruik dit nie. Daarom lyk die wêreld en die Christendom soos hy lyk. Daarom lyk kerke soos hy lyk. Ons moet ons weer op 'n plek kry van toewyding. Want vriende, dis die enigste plek waar God ons ook 'n land gaan genees, ons huise gaan genees. En my volk weer na my terugkeer, hulle bekeer tot my, sê die woord, dan sal ek hulle land genees. Ons soek baie oplossings vir hierdie land, Suid-Afrika. En het tyd geword so Paulus van ouds dat ons weer begin God dien, soos God gedien moet word. Ingrawe in die woord, dat ons geloof in God verhoog. Deur die krag van die Heilige Gees en deur die genade van God, dat ons in die liefde van God teenoor mekaar sal lewe, mekaar sal sterk en bemoedig, en dat ons toegewyd sal lewe. Deur hierdie woord te leer en te leer, met mekaar gemeenskap sal hou soos vanmôre. Hierdie tye is vir God kosbaar. Ek het weer gesê, ons kry 168 uur.
Die minimum wat hy vra, gee my 3 ure uit om dit 68. Saam die tafel van die Here te sit. Dis 'n eer vir God. Dis tot eer van God. As ons aan die nagmaaltafel sit. Nie net vir my eie te bekragtig, maar ook sy woord te verkondig. Kom ons begin bid weer, vriende. Is daar een gemeentetjie wat gebed regtig nodig het, is ons Makarios gemeente. Ons is min. Ons het nodig om te bid dat God by die gemeente sal voeg die wat gered is. Ons het nodig om te bid vir baie dinge. Maar het gaan nie gebeur as ons nie begin bid nie. Waar by die huis, daar by die werk, waar die Here ons ook al bevind. En ook vanmôre hier. Dit is wat dit beteken om te lewe vir God. Dit is wat Paulus se lewe vir ons wys hier. En dis hoekom hy so 'n sukses was. Dis hoekom hy so groot godsman, wat ons kan lees wat hy vir God bereik het. Eenvoudige man, nederige man. Wat ook nie alles gekry het wat hy voor gebid het nie. As die Here het my 'n doring in die vlees gekry, ek het al 3 keer gebid. Die Here het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. Maar hy het nie gaan lê nie, hy het nie opgehou nie. Hy het die sukses geken. Kom ons leer by hom, ons pas dit toe. En ervaar die seën van die Here. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons uit die lewe van 'n Paulus ook dan vanmôre kon leer hoe ons onsself ook kan inrig en bekleed met die woord van God. En dat u liefde ons sal dring vir mekaar en vir u. En dat ons waarlik diensbaar in u koninkryk en u akker sal wees. Wel mevra, ag Here Jesus, kom leer ons weer opnuut om te bid as gemeente, as individue. Sodat ons die kragtige hand van God kan sien in werking kom. Want daar is vir u niks onmoontlik. Dankie vir hierdie tyd wat ons saam kon spandeer het vanoggend. Dankie dat ons kan sê al die eer, al die lof kom u alleen toe, Here. Terwyl ons as gemeente met al ons hartseer en ons pyne ook, met alles wat ons nodig het, ook met dit wat ons dankie sê, die seën wat u vir ons gee. Ons maar net opnuut vanmôre kan sê, Here, hier is ons ook. Saam met ons mans, ons vrouens en ons kinders. Ons kom vanmôre en verklaar, Here, ons het u nodig. Ek vra dit in Christus Jesus naam. Met dankse. Amen. Baie dankie vriende, die Here seën vir u.